Goeiemôre. Ek hoop en ek vertrou dit gaan met jou goed. Ons het op hierdie groepie al baie kere gepraat oor Spreuke 24 vers 16. En ek dink jy het al 'n klomp preke daaroor gehoor en jy het dit self al 'n paar keer beleef en ervaar. Spreuke 24:16 sê al val die regverdige hoeveel keer, hy staan weer op. Ek dink ek het so 'n week of 3 terug het ek ook so in een van my boodskappe of in my preke het ek hieroor gepraat. Ja, ons ken dit. Dit praat daarvan dat die man wat regverdig is, ek en jy wat losgekoop is deur die bloed van die lam, ons wat weet wat reg en wat verkeerd is en wat regverdig wil lewe, dat wanneer ons val, wanneer ons foute maak, wanneer ons sonde doen, wanneer ons dinge doen wat nie reg is in ooreenstemming met God se woord en God se wil nie, dat ons moet opstaan, dat jy weer moet aangaan. En ons gebruik baie kere die vergelyking van fietsry. Wanneer jy val, moet jy dadelik opklim en weer begin ry en jy mag nie bly lê nie. Ons het ook al baie keer gesê dat daar's 'n spreekwoord in die boere se taal wat sê dat as 'n koei lê, dan vrek hy. Hoekom? Want wanneer jy val, het die duiwel gewen, maar wanneer jy bly lê, het hy oorwin. Sjoe. Maar vanmôre wil ek gou 'n bietjie met jou praat. Ek het in hierdie week eerstens gesien hoe iemand val, letterlik val. Val en die kop teen die muur stamp en op die vloer beland. En toe ek daardie persoon wil ophelp om weer regop te kom, toe sê hy wag net so 'n bietjie. Wag net so 'n bietjie. Ek wil net gou-gou my kop reg kry. Ek wil net gou myself oriënteer. Ek wil net gou-gou so 'n paar dinge gou-gou in my lyf net voel, dat ek nie iets gebreek nie, is daar nie iets stikkend nie, loop daar nie bloed nie. Hy wou nie dadelik opstaan nie, want val is gevaarlik. Val is breek 'n mens iets. Jy maak seer, jy kan haarsingskudding opdoen en die persoon leer my 'n groot les. Dat wanneer jy val, letterlik val in hierdie wêreld, spring jy nie op nie. Ja, ons doen dit, want ons is bang iemand het gesien ons val en ons kry skaam en ons wil vinnig sien wie het gekyk. En dan spring ons op en dan is ons baie keer nog nie gereed om op te staan nie. Ons kop is nog bietjie duiselig, ons kop is sif van die val en dan val ons maklik dadelik weer. En in ons geestelike lewe werk dit presies dieselfde. Wanneer jy val, en glo my, ek en jy gaan val, het geval, of ons is besig om te val. Val is deel van die lewe, en hierdeur sê ek nie dat val reg is nie, maar hoor gou my hart. Wanneer jy val, moenie opspring, en dadelik weer net aanhou hardloop nie. Vat 'n tydjie, vat 'n rukkie, kry net gou eers jou kop agter mekaar. Sê Here, ek het nou geval. Ek is nie trots op die geestelike val wat ek geval het nie. Here, maar ek moet opstaan. Here, help my. Here, ek gaan nie nou opspring en net aangaan met die lewe nie. Ek wil hê Here, U moet my gedagtes rig. U moet my gees vernuwe. Here, U moet my kop reg kry sodat ek nie weer gaan val nie. En ek wil vanmôre vir jou 'n waardevolle les leer. Val is nie sonde nie. Om te bly lê, dis verkeerd. Maar moenie opspring nie. Kry gou eers jou gedagtes reg. Praat met die Here. Bely 'n paar dinge. Kry 'n paar dinge in plek en dan staan jy versigtig op. Want soos wat jy opstaan, is jy besig om op die Here te wag vir nuwe krag. En die Bybel sê hy wat op die Here wag, kry nuwe krag. En hy maak ons soos die arende wat hoog bo in die lug sweef. So vandag as jy val, of gister, vat 'n oomblik en sê Here, ek het U nodig. Help my om op te kom in Jesus naam. Here, baie dankie dat ek vandag my swak kant in U sterk vertroulike hand kan sit. Here, help my om op te staan en help my om weer te probeer. Amen.